Gees van onderskeiding. Paulus skryf van die gawes wat die Gees vir ons kan gee. Daar is 3 verskillende opnames of lyste van geskenke van die Heilige Gees. In hierdie video wil ek 'n bietjie fokus op die Gees van onderskeiding. Maar net om die prentjie mooi in te kleur, om die konteks te skep, om die verhoog vol te maak, gaan ek 'n bietjie meer verduidelik oor die 3 verskillende geskenke wat hy lys. Eerstens, hoop ek. Dit maak jou so opgewonde. Elke oggend staan God voor jou met hierdie hele kluis vol geskenke wat hy net so graag vir jou wil uitdeel. Die eerste tipe geskenk is die DNA geskenke. Geskenke wat hy in ons DNA ingeweef het, vol potensiaal, vol godly sparks. Net wanneer ons stil raak in sy teenwoordigheid en hom werklik gaan opsoek, sal hy hierdie geskenke binne in ons tevore bring en ook vir ons wys, vir ons openbaar, hoekom hy ons so spesiaal gemaak het. Die DNA geskenke is in Romeine 12 vers 6 tot 8. Die boodskap Bybel. God het dit aan ons elkeen uitgedeel soos hy goed gedink het. As jou hemelse geskenk is om die boodskap bekend te maak, doen net dit. Maak sy wil bekend in die geloof wat jy daarmee saam met God se hand ontvang het. As jy oor die gawe beskik om ander mense te dien hulle dan met oorgawe. As jou hemelse geskenk is om ander te leer waaroor ons verhouding met God gaan, doen dit dan. As jy die gawe het om ander mense te vermaan en te vertroos, doen dit. As jou hemelse gawe is om besittings met ander te deel, moet dan nie synig wees nie. As dit God se geskenk aan jou is, dat jy een van die leiers in die kerk moet wees, doen dit met toewyding. En as jy oor die gawe beskik om mense te help wat in nood verkeer, doen dit met blydskap. So elke dag glo ek God wil vir jou nuwe dinge van jou karakter, van jou persoonlikheid openbaar en hoe uniek hy jou gemaak het. Laat hom toe. Bid sommer vandag nog, Here, asseblief, openbaar iets nuuts van my persoonlikheid aan my. Ek glo dis die beste antidote teen 'n lae selfbeeld. Laat God vir jou openbaar hoe uniek hy jou gemaak het. You're one in a million. Oh. You're one in a million. Sometimes life can hit you every day. Sometimes you can fall for everyone you see, but only one can really make me stay. A sign from the sky said to me, "Why did I million? You once in a lifetime. You made me discover one of the stars above us. You're one in a million. You once in a lifetime. You made me discover one of the stars above us." Die tweede tipe geskenkies wat God vir ons daagliks uitdeel, is die nuttige geskenkies. Net soos wat ons 'n hele kas vol skoonmaakmiddels het, Domestos vir toilette, Sunlight liquid vir skorrelgoed was, Comfort om ons wasgoed te laat lekker ruik. So het God ook daagliks vir ons 'n hele reeks geskenke om ons daaglikse aktiwiteite makliker te maak. Dit is in 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 12. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander een kennis van weer dieselfde Gees. Aan die ander een word geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander 'n werking van kragte soos wonderwerke, aan die ander 'n profesie, aan die ander 'n onderskeiding van geeste, en aan die ander allerhande tale, en aan 'n ander uitleg van tale. Die laaste tipe geskenkies wat aan ons gegee word, is die tipe aanstellings wat ons kry. Soos in watter kantoor staan jy tans? Jy kan jouself opwerk, alhoewel jy byvoorbeeld 'n bemarkingsgraad het. Die
bemarkingsgraad is 'n sinnebeeld vir die DNA geskenkies wat ons eers gesien het. Kan jy begin in 'n werkplek as 'n bemarkingskoördineerder en dan kan jy jouself opbou tot 'n bemarkingsbestuurder en later 'n bemarkingsdirekteur van die maatskappy. So kan jy jouself opbou in God se koninkryk. 1 Korintiërs 12 vers 28. En God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmakers, helpers, regeringe en allerhande tale. So my interpretasie hiervan is, hoe meer ons betrokke raak by ander bediening, hoe meer ons begin uithelp op ander plekke, hoe meer sal God ons promoveer en hoër aanstel in ons eie bedienings. Ek het eers by die lewensverrykingsseminare gewerk by 'n tienerkamp en daardeur het God vir my deure oopgemaak om te bedien by ander plekke. En finaal deur 'n streng van regte deure wat hy oopgemaak het, het hy vir my die deure oopgemaak om Beth Seber, Huis van Hoop vir emosionele genesing vir vrouens, te begin. Maar nou op hierdie punt wil ek rewind. Ek wil teruggaan na die nuttige geskenkies soos die Sunlight Liquid Domestos en Comfort. Die verskillende tools wat God vir ons daagliks gee om die dag aan te pak en meer vertel oor die fantastiese krag van die gees van onderskeiding. Net soos wanneer jy die griep kry, ken jy al die simptome. Dat dit begin eers met 'n keelseer, dan 'n lyfseer, dan slijm op die bors en in jou sinus, dan 'n bietjie hoes en dan is dit verby. Net so wil God ook vir ons die geskenke gee van onderskeiding. Ek het nou onlangs 'n Titan clash gehad met 'n Jezebel gees en ek het baie navorsing daaroor gaan doen oor die Jezebel gees. Sommer 'n hele string video's ook gemaak. Ek sal die link hieronder plaas. Ek glo ook dat ek het reeds die clash gewen, want ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus. Maar net soos 'n slang wat sy kop afgekap is, nog steeds aanhou beweeg. Net so het die Jezebel geespersoon nog steeds die laaste tydtrekkings. Want ek sien nog gereeld die gif wat dit so van tyd tot tyd uitspoeg. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Maar met die gees van onderskeiding, met die ernstige navorsing, maak dit my nie meer bang nie. Dit pla my nie eers nie. Dit is nou maar soos die grieproetine. Ek weet die oorwinning is sommer heeltemal naby. Ek het ook nou onlangs die hele reeks gemaak op hoe die vyand ons gebeure hijack. En dis nog 'n tipe van onderskeiding om te verstaan hoe dit werk. So ek wil jou graag aanspoor om te bid vir die gawe van onderskeiding, net om te verstaan van hoe dinge werk. Ek het nou onlangs 'n pasiënt gehad in my stoel. Sy is 'n mediese dokter en sy vertel vir my dat sy is gediagnoseer met skildklierkanker. Ek het op hierdie punt met haar gesimpatiseer. Toe sê sy vir my, "Ag nee, is nie so erg nie. Want die behandelingsplan en die prognose, die waarskynlikheid dat sy gaan sorg geword, is baie goed vir hierdie spesifieke kanker." So sy het vinnig genoeg oorwinning gestap hiermee. En ek het gedink, "Sjoe, dis die krag van onderskeiding." Met onderskeiding glo ek dis die ware vrede wat jy kry wanneer jy deur 'n situasie worstel. Laastens dink ek ook, dis nog 'n awesome geskenk van die Heilige Gees. 'n Voorreg wat ons het bo al die gelowiges van die Ou Testament. Job se vriende het herhaaldelik gevra hoekom, maar die antwoord het nooit gekom nie, net die herstel van Job se situasie. Maar met die Heilige Gees en veral met die gees van onderskeiding word ons eintlik aangemoedig om te vra hoekom. So mag ons vandag leer hoe om in die volheid van hierdie wonderwerk te stap, die wonderwerk van die geskenke van die Heilige Gees.
Ondersteun ons deur te gaan registreer by WeBenefit en doen so al jou aanlyn inkopies. Hulle tariewe is baie bekostigbaar. Maak Bet Sewer Huis van Emosionele Genesing vir Vrouens jou begunstigde op WeBenefit. www.webenefit.co.za